te leer, dinge self te leer, maar die Here nie. Die Here stel ons nie te leer nie, hy is God en hy is in beheer. En is heerlik dat ons op hierdie mooi Sondag, Palmsondag, hier in die huis van die Here kan wees. My gebed is dat die Here u ryklik gaan seën, dat hy u gaan versterk, dat hy u gaan kom toerus vir 'n onbekende week wat voor ons lê. Stem u saam. Amen. Ek gaan u nooi, wil u opstaan en dan gaan ons staan terwyl die diens open en dan gaan ons sing en die eer en die lof vir die Here bring sodat ons gereed is, ons harte ontvanklik kan wees vir die woord wat pastoor Johan aan ons gaan bring. Kom ons staan. As u wil, met u hand saam. Here, ons sê net vir u dankie vir die voorreg dat ons vanmôre in u huis saam met ons broers en susters bymekaar kan kom. Here, met die ophef van ons hand wil ons maar net erken dat u ons God is. Wil ons net vir u sê, Here, ons waardeer alles wat u deurentyd vir ons doen. Here, ons stel ons seëninge en ons sien dat u dit goed met ons meen. Here, ons wil maar net vir u sê, hier is ons, Here. Dankie vir die uitnodiging. Dankie vir die afspraak wat u met ons het. En dankie dat ons dit kan nakom. Here, ons stel ons harte oop. Ons stel ons gereed. Ons maak ons gereed. Ons instrument in u hand gebruik te kan word. Om woord onder die lofsang van die kinders. En ons sê dankie daarvoor. Amen. Amen. David sê, aan u, Here, om lofsang toe. Hierdie liederdigter sê, aan to him, niemand anders dan aan to him, be the glory in the church. Kom ons bring dit na hom, saam met miljoene wêreldwyd, wat dit in hierdie oomblik saam met ons doen. Aan to him, be glory in the church, from now and forevermore. Aan to him, be glory in the church, from now and forevermore. Aan to him,
can do it again and again and again and again and again and again and again. Hy word nie moeg nie. Hy word nie mat nie. Hy word nie moedeloos nie. Hy gee nie op nie. Hy hou nie op nie. God can do it again. Wie van u kan getuig dat God meer as een keer aangeraak het, meer as een keer weergedra. God can do it again. Sien wat sê die woord in die tweede lyn. He is the same God today that He has always been. Het nie verander nie. Yesterday and forever. He's always the same. Hy's altyd die een op wie ons gaan vertrou. As u die Here wil vertrou vir 'n spesifieke saak, as u die Here 'n spesifieke manier nodig het, en u wil hê ons moet saam met u bid, kan nie uitkom, jy kan nie voorkom sit, jy kan nie voorkom staan, ons gaan op die hande lê, en ons gaan vir u bid, en ons gaan die Here vertrou om u aan te raak. Kom ons bedien mekaar vir 'n oomblik, vir 'n rukkie soos wat die Here wil, pastoor Johan en gee ek oor aan u. God can do it again. God can do it.
allemaal in oorwinning in hierdie oggend. Ek wonder of daar iemand is wat iets met ons wil deel. Dalk 'n skrif wat die Here op die hart gelê het. Dalk sommer net 'n kort getuienis en wat ek geleentheid gee. Gee my net 'n aanleiding om ons dan vir die Here voorberei. Goed, dit lyk nie so nie. Kom ons gaan na die woord van die Here. Dit is Palmsondag, so jullie allemaal weet dat het Palmsondag is, en dit is die dag waarop Jezus sy intog in Jerusalem geneem het op die rug van 'n esel vol. En ons gaan so 'n bietjie rondom dit gesels. Dan wil ek vir u sê, wanneer ons hierdie gedeelte lees, wat eintlik in al 4 die evangelies opgeteken is daar geweldig baie simboliek in dit. Maar ek gaan sommer net so 'n paar gedagtes uitdeel. Anders kan julle dalk vir my die monitor nie sag bestel of koers is 'n vreeslike hang. Kom ons kyk, ja, dan baie beter, baie dankie. Dis die dag, soos ons gesê het, waar Jesus sy intog in Jerusalem geneem het, en dit is ook die begin van sy laaste dae op aarde voor die kruisiging. Na die kruisiging was hy nog 'n tydjie op aarde gewees, maar hierdie was die begin van die laaste dae op aarde voor die kruisiging, en dan was dit ook die amptelike openbaarmaking van Jesus se koningskap. Tot hier het hy dikwels, wanneer hy 'n wonderwerk gedoen het, vir die persone wat die wonderwerk ontvang het, gesê, hulle moet stil by daaroor. Hulle moet vir niemand daarvan vertel nie, maar dis hier of Jesus 'n openbaarmaking van sy koningskap het, terwyl hy Jerusalem ingaan. Dit word in al 4 die evangelies opgeteken, en ek gaan vir u 'n gedeelte lees uit die skrywe van Matteus, hoe hy dit beskryf in Matteus 21, as u saam met my wil volg in die Bybel, anders kan u op die skerm hier agter my volg. Matteus 21 vanaf vers 1, en toe hulle, dit is nou Jesus en sy disippels, naby Jerusalem gekom en Betfage aan die Olijfberg bereik het, stuur Jesus 2 disippels uit en sê vir hulle, gaan na daardie dorp reg voor julle, en dadelik sal julle 'n eselin wat vasgemaak is en 'n vul by haar, maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord, die Here het hulle nodig, en dadelik sal hy hulle stuur. En dit het alles gebeur sodat vervul sou word die woord wat deur die profeet gespreek is. Sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig, en hy sit op 'n esel, ja, 'n jong esel, die vul van 'n pakdier. En die disippels het gegaan en gedoen soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die esel en die vul gebring, en hulle klere daarop gelê, en hy het daarop gaan sit. En die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad opgegooi, en ander het takke van die bome afgekap en op die pad gestrooi. En die skare wat voorgeloop en die wat gevolg het uitgeroep en gesê, Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste hemele. En toe hy in Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê, wie is hierdie man? En die skare sê, dit is Jesus, die profeet van Nasaret in Galilea. Ons gaan net tot daar toe lees, en ek wil die hele gedeelte gebruik om so 'n bietjie met die gesels vanoggend, en ek het 'n titel vir die gedagte gekies en gesê, triomfeerend in nederigheid, of triomfeer in nederigheid, en dis opmerklik hoe Jesus in nederigheid kom hier, en in daardie nederigheid triomfeer, want in nederigheid is sy intog in Jerusalem op die rug van 'n esel vul, eintlik 'n triomf vir hom gewees, om homself te verklaar as die koning.
En daar is so 'n paar belangrike feite in hierdie gedeelte en omtrent hierdie gebeurtenis, eintlik 'n hele paar, maar ek gaan sommer net so 3 van hulle aanraak vanoggend en net bietjie daaroor met u gesels. In die heel eerste plek is hierdie 'n profesie van Sagaria wat in vervulling gaan. In Sagaria 9 vers 9 voorspel die profeet al hierdie oomblik wat gebeur toe Jesus Jerusalem binnegaan. Hy sê daar, verheug jou grootliks, o dogter van Sion. Sion is Jerusalem. Hy sê juig, o dogter van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou, regverdig en 'n oorwinnaar is hy, nederig en hy ry op 'n esel, 'n jong esel, die vul van 'n eselin. So hierdie was nie sommer maar net 'n gebeure in die geskiedenis van die wêreld en in die geskiedenis van Jesus terwyl hy op aarde was. Hierdie was 'n baie belangrike gebeurtenis. Dit was 'n welbeplande oomblik in die raadsplan van God, want Jesus het nie op 'n oomblik moeg geword toe hy daar by die Olyfberg gekom het en besluit hy het nou iets nodig, 'n vervoermiddel nodig om Jerusalem binne te gaan, en toe 2 disippels gestuur om 'n donkie te gaan haal. Kom ons gebruik maar die woord donkie, dis hoe ons dit ken en die makliker taal, maar om 'n donkie te gaan haal sodat hy net 'n vervoermiddel het om Jerusalem in te gaan nie. Nee, hierdie was binne God se beplanning, lang reeds vooruit beplan, en dit was voorspel deur die profeet Sagaria, en het gesê, maar daar gaan 'n dag kom wanneer die seun van God, die koning, die regverdige, die oorwinnaar, nederig op 'n donkie se rug in Jerusalem sal ingaan. En die volgende belangrike saak wat direk daarop volg, is die wyse waarop Jesus toe Jerusalem binne gegaan het. Hy het wel gedoen, net soos wat dit voorspel is. En hy het op die rug van 'n esel vul ingegaan. En dit was die aanduiding van absolute, totale nederigheid. Daardie nederigheid wat hy voortdurend gehandhaaf het deur sy hele bedieningstyd op aarde en die tyd wat hy hier geleef het. Daardie nederigheid sit hy voor terwyl hy Jerusalem ingaan om sy koningskap publiek te maak en te verkondig. Die derde een was die gesprek met die eienaars van die donkie. Daar was geen reëling vooraf gemaak om 'n donkie te gaan leen by die eienaars nie. Net eenvoudig vir die disippels gesê, gaan in daardie dorpie in, julle sal 'n esel en 'n eselvul vind wat vasgemaak is, maak hulle los en bring hulle hier. En as die eienaars vra, wat maak julle? Al wat julle hoef te sê is, Jesus het hulle nodig. Julle hoef niks te verduidelik, julle hoef niks meer te sê nie. Daar was nie 'n reëling vooraf gemaak vir dit nie. En dit leer vir my en u vandag, my broer en suster, en ek wil so 'n bietjie stil staan by dit. Jesus het nie nodig om enige iemand se toestemming te verkry om enigiets te doen wat hy onder die wil van die Vader doen. As hy dit wil doen, dan doen hy dit eenvoudig. En as hy dit doen onder die wil van die Vader, dan verstaan mense dat hy dit doen en dat dit die Vader se wil is. Die eienaars van die esel het nie teruggeredeneer toe die disippels vir hulle gesê het, maar Jesus het hom nodig nie. Hulle het wel die vraag gevra, maar daar was geen redenasie nie. Hulle het dit net eenvoudig aanvaar en hulle het die esel en die vul laat gaan en hulle dood eenvoudig vertrou dat wanneer Jesus hulle klaar gebruik het, gaan hulle teruggebring word. En ek wil
vanmorgen vir u sê, wanneer ek en jy kom en ons kom lê ons las voor die Here neer, wanneer ek en jy kom en ons bring ons behoeftes na die Here toe, wanneer ek en jy kom en ons kom vra die Here se hulp, het ek nie nodig om by enige iemand toestemming te gaan kry om dit te doen nie, want dit is in die wil van die Vader dat hy gekom het om ons te kom help. Dit is in die wil van die Vader dat hy gekom het as die verlosser van hierdie wêreld, en dit is die wil van die Vader dat hy die koning van die konings is, en dat hy net enige iets kan opeis en dit gebruik en daarmee doen wat hy wil. As Jesus wil genees, het hy nie nodig om 'n dokter se toestemming te gaan vra. Hy het nie nodig om 'n siek persoon se verslag van 'n dokter af te vra nie, maar as hy wil genees, dan kom hy net eenvoudig en hy genees daardie persoon, en ons het dit in wonderwerke oor en oor gesien. Hy het niemand se toestemming gaan vra om dit te kan doen nie. As Jesus wil voorsien, het hy nie nodig om by 'n bankbestuurder bankstaande aan te vra nie. Hy het nie nodig om enige kredietwaardigheid te toon of te gaan vra nie. Hy is die God aan wie die vuur op 1000 heuwels behoort, verklaar Psalm 50, en daarop dui dit vir ons dat hy niks van niks en niemand afhanklik is om te seën as hy wil seën en om te voorsien as hy wil voorsien. Hy kan dit net eenvoudig doen, en hy kan eenvoudig gee wat ek en u nodig het en wat ons van hom vra. En daarom verklaar hy van homself in Johannes 10 vers 10 en sê, ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê, en hy is die God wat dit vir ons kan gee, en hy het nodig om iemand iets te gaan soek, of te gaan leen, of te gaan vra, of toestemming te kry om dit te kan doen. As Jesus wil red, het hy nie nodig om met die duiwel te onderhandel oor 'n siel nie. Inteendeel, hy het nooit met die duiwel onderhandel nie. Hy het net eenvoudig en weer na Palmsondag oorwin aan die kruis van Golgotha. Hy het hom uitgekleer, die duiwel met al sy magte oorwin, en hy het hom verslaan, en hy het aan die kruis gesterf tot vergifnis van die hele wêreld se sonde. En Paulus verklaar in Romeine 1 vers 6 en sê die hele evangelie is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Jesus het nie nodig om enige iets te gaan vra by enige iemand nie. Hy het nie nodig om toestemming te gaan kry wanneer hy 'n siel wil red nie. Al wat hy nodig het, my broer en suster, is dat ek en u vandag sal bid vir die redding van siele, en dat ons almal sal bid vir die redding van siele. Al wat hy nodig het vandag van ons, is dat ons die evangelie van redding sal versprei, so ver as wat ons gaan, en waar ons ook al beweeg. Al wat hy nodig het vandag, is dat ons sy arm verleng sal wees in hierdie wêreld, en dat ons met dieselfde nederigheid en met dieselfde krag en oorwinning deur hierdie wêreld sal gaan, en die oorwinning van Jesus Christus in ons lewens sal toon aan hulle wat hom nodig het vandag, en dat ons daardeur ook mense sal nader trek. Die storie van die triomfantelike intog van Jesus is eintlik 'n storie van kontraste. Dinge wat teen mekaar staan, teenoor mekaar opgeweeg word. En daardie kontraste bevat 'n toepassing vir ons as gelowiges vandag. Dis die storie van die koning wat as 'n nederige dienaar op 'n donkie gekom het om sy oorwinning te beklemtoon en sy ewige heerskappy op te neem. Jesus het nie op 'n pronkperd Jerusalem binne gegaan nie, want 'n perd was in daardie tyd gesien as oorlogvoer. Die konings het wanneer hulle oorwinning behaal het, op hulle perde in die strate gery en die oorwinning aangekondig.
Jesus het nie op daardie oomblik gekom om 'n oorlog aan te kondig nie. Hy het nie op daardie oomblik gekom om enige oorlogvoering te doen. Hy het nie in koninklike klere gekom nie, maar hy het op die klere van armes gesit. Mense wat hulle klere op die eselvul gepak het, en mense wat hulle klere in die strate uitgegooi het, voor hom het palmtakke voor hom uitgegooi het, palmtakke geswaai en hom aangekondig het, en in hierdie absolute nederigheid het hy in die straat, het hy in Jerusalem ingekom. Hy het gekom om met mag soos aardse konings te kom oorwin nie, maar hy het gekom met liefde, genade, barmhartigheid en sy eie offer vir sy mense. En so Vrydag gedenk ons die dag wat hy hierdie liefde, barmhartigheid en vrede en sy eie offer gebring het vir my en u, my broer en suster, dat ek en u vandag hier kan sit met 'n vrede in ons hart wat hy vir ons gebring het, terwyl ons in 'n stormagtige wêreld is, terwyl ons in 'n wêreld is wat rondom ons uitmekaar uitval, 'n wêreld wat rondom ons is besig om totaal stikkend te raak, het hy gekom en hy het 'n vrede in ons hart gebring, sonder 'n oorlogvoering. Hy het ook eenvoudig in nederigheid kom oorwin met hierdie groot liefde en vrede wat hy gebring het. Paulus doen 'n beroep op gelowiges in Efesiërs 4, dat hulle roeping, ons roeping is 'n oorwinning in Christus, maar dat gelowiges se roeping, hierdie oorwinning, uiteindelik hulle leefwyse sal bepaal, en dat ons sal leef volgens daardie roeping. Hy sê dat ons met totale nederigheid moet en met geduld gelowiges mekaar sal lief hê en sal verdra. En net in daardie gedeelte van Efesiërs 4 raak Paulus 4 dele van die vrug van die Gees aan. In vers 2 sê hy dat ons moet met alle nederigheid en sagmoedigheid, met langmoedigheid, mekaar in liefde verdra. En hy bring 'n groot deel van die vrug van die Gees in daardie gedeelte in. En hy sê dis waarheen nederigheid ons behoort te neem terwyl ons in hierdie lewe is, en terwyl ons as kinders van die Here leef, en terwyl ons as kinders van die Here deur hierdie wêreld gaan, en ons moet in daardie nederigheid moet ons mekaar in liefde kan verdra. Die uitleef van die vrug van die Gees is 'n teken dat ek en jy deel in die nederige oorwinning van Jesus. Wanneer die eie ek so bietjie weggeneem word, my eie oorwinning, my eie grootheid so bietjie weggeneem word, en die Heilige Gees toegelaat word om deur my 'n lewe te leef in hierdie wêreld, my broer en suster, dan is dit 'n teken van die nederige oorwinning van Jesus Christus in my en jou lewe, en word daardie oorwinning uitgeneem na die wêreld toe, en triomfeer die liefde van God en die sagmoedigheid en die langmoedigheid wat hy vir ons leer in sy woord. Ek wil iets duidelik sê vanmôre, en ek vertrou u saam met my. Ek vertrou u gaan my hoor. Nederigheid is nie vernedering nie. Dis ook nie swakheid nie. Nederigheid is 'n beheerde krag van God in my en jou lewe. Die Heilige Gees beheer ons lewens. Die Heilige Gees beheer die krag van God in ons lewens. En wanneer ons in nederigheid daardie oorwinning uitleef wat in ons lewens is, dan kom die Heilige Gees en
en hy werk met die krag van God, en ek en jy het die mag en die gesag om op siekes die hande te lê, en die woord verklaar hulle sal genees word. Ek en jy het die mag en die krag en die gesag om in 'n wêreld daar buite vir 'n sondaar te gaan sê, Jesus het jou lief. En die krag van die evangelie bring 'n verandering in daardie persoon se lewe. Ek en jy het daardie krag van God in ons lewens deur die Heilige Gees. En dit word 'n beheerde krag, waarin my eie emosies so bietjie op sy geskuif word, waarin my eie humeur so bietjie eenkant gedraag. Eina, maar dis die beheerde krag van God in ons lewens, waarin my eie wil en my eie begeertes en my eie alles onder die wil van God geplaas word en deur die Heilige Gees beheer word. En soms kan ek nie verstaan wanneer ek aangeval word in die lewe deur 'n persoon of deur die bose of deur iets wat veronderstel is om my totaal om te krap of totaal te ontstel, en ek tree met sagmoedigheid op. En ek verstaan dit nie. Dis die beheerde krag van die Heilige Gees in my lewe. Ek wil nie doen nie, maar kom ek gee jou 'n voorbeeld. Ek parkeer eendag die parkeerarea by die plaza. Daar staan 'n voertuig wat met sy regterkant wiele op die parkeerstreep, op die witstreep van die parkeerblok staan, net so 'n bietjie oor aan die ander kant se blok. Die enigste parkeerblok langsam is oop, wat is die oop, en ek trek in. En dit het 'n gevolg dat tussen my voertuig en daardie voertuig se bestuurdersdeur is daar 'n baie smal spasie. En toe ek uit my kar klim, staan daar 'n bejaarde man agter my kar. En hy gebruik die vreeslikste taal, wat sê vir my, hoe dink jy parkeer jy? Ek kan nou nie van hier op die taal gebruik wat hy gebruik. Maar hy trap my uit. En ek het so 'n manier om my dom te hou in sy party. Hy kyk so, ek sê, is dit jou bakkie nie? Hy sê, ja, dit is my bakkie. Hoe dink jy moet ek my bakkie aan doen? En my moeder, as ek so kyk, en ek nie verkeerd parkeer nie, jy verkeerd parkeer. En my moeder bekommer, en sê, ek sal my kar skuif, dat ek kan aanklim. Maar in die volgende keer, as jy verkeerd parkeer, moet iemand anders die skuldig gemaak. Ek verstaan nie altyd hoekom 'n mens so optree nie, maar ek wil glo, dis die beheerde krag van die Heilige Gees in ons, oor ons eie emosies, want ek het al die reg gehad om kwaad te word, en om te draai, om te loop, en vir hom te sê, man, sien uit jou eie, en hoe gaan jy in jou voertuig kom, want jy verkeerd parkeer. Maar so gebeur daar baie dinge in die lewe, waarom ons nie verstaan alles nie, maar een ding wat ek verstaan, my broer en suster, wanneer ons die nederigheid van Jesus leef, en dit ons oorwinning maak in die lewe, en ons begin in daardie oorwinning leef, dan kom ek agter dat die Heilige Gees het 'n beter beheer oor ons lewens, en ons is geplaas onder sy beheer. En dis daardie krag alleen wat die vlees van die mens kan beheer. Ons kan nie ons eie vlees beheer in ons eie krag nie. Augustinus het hierdie waarheid ooit geraak. Hy sê dit was trots wat engele en duiwels verander het. En dit is nederigheid wat van mense engele maak. En dit is 'n groot waarheid. Dit was trots wat van die duiwel, waarin die duiwel homself hoor as God wou slaan. En hy het uiteindelik geval. En hy het 'n klomp volgelinge gehad wat saam met hom geval het. Engele wat in duiwels verander is. Maar dan kom nederigheid. En hy maak van my en u eintlik 'n engel in hierdie lewe wat ander kan help. Daar gebeur soveel dinge in hierdie verhaal. Maar wanneer ons in hierdie nederigheid van God ons oorwinning neem, en as sy volgelinge, dan
dieselfde kwaliteite aan die wêreld vertoon, dan sien hulle die ware koning en leef ek en u in oorwinningsvreugde. En ek hou van hierdie woord, dit is my mooi woord, dit is my lekker woord, oorwinningsvreugde. Ek het nie net 'n blydskap in my nie, ek het 'n oorwinningsblydskap in my. Ek leef nie net in vreugde nie, ek leef in oorwinningsvreugde. En daar gebeur soveel dinge as ek hierdie verhaal net gaan mooi sit en ontleed en die simboliek wat vir my uitgekom het in dit terwyl ek voorberei het, kan ek ongelukkig nie in een diens met u deel nie, maar kom ons gaan so 'n bietjie aan in hierdie verhaal en ons gaan na die skare se optrede en ek wil dit eintlik so half as 'n slot gebruik vanmôre. Die skare se optrede, die hoofgedagte van die skare se optrede was 'n lofsang wat hulle aan die koning gebring het terwyl hy daar op die esel se rug was. Vers 9 sing hulle Hosanna vir die seun van Dawid, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, Hosanna in die hoogste hemel. Die oorspronklike Hebreëse betekenis van Hosanna is red tog of help ons bid. Dis die oorspronklike Hebreëse betekenis van die woord Hosanna. En die skare in daardie tyd het gesoek na 'n koning. Maar hulle het gesoek na 'n koning wat hulle sou red uit politieke omstandighede, uit politieke mag en uit onderdrukking van die Romeinse regering. En hulle sien Jesus inkom en hulle dink by hulle self, maar hier is die koning wat ons gaan kom red uit die politieke onderdrukking. En nooit besef hulle praat van die koning van die konings, die Here van die heerskare, die een wat gestuur is om die mens te kom verlos uit die ergste verdrukking wat daar is, dis die verdrukking van sonde en skeiding van God. En hulle begin vereer hierdie koning en hulle sing tot hom hierdie loflied, Hosanna aan die koning, red ons nog uit, kom help ons bid. En dit lei later in hierdie selfde woord gelei tot loferkenning vir almal wat aan die Here daardie lof volbring. En later sing hierdie selfde skare, hartseer soos dit is, of 'n groot deel van hierdie selfde skare uitroep, kruisig hom. Hosanna aan die koning van die eeue. En 6 dae later, kruisig hom. Kruisig hom. Ek wil vir u sê, my broer en suster, Jesus se volgende koms het nie bekendstelling nodig nie. Wanneer hy weer kom, verklaar die woord van die Here. Gaan hy kom as die koning van die konings. Hy gaan verskyn op 'n wit perd. Openbaring 1 vers 7 sê, kyk, hy kom in die wolke, en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. En dan kom Romeine 14 vers 11, en die Here sê self, so waar as wat hy lewe, voor hom sal elke knie buig, en elke tong sal God bely, en so sal elkeen van ons vir onsself aan God rekenskap gee. Wanneer hy weer kom, gaan hy nie eers Jerusalem ingaan op die rug van 'n esel vol in nederigheid nie. Nee, dit wat 6 dae later gebeur het aan die kruis, het hom verklaar die koning van die konings, die Here van die heerskare, die Alfa en die Omega, die begin en die einde. En wanneer hy weer kom, gaan hy kom in totale oorwinning oor die hele wêreld, daardie oorwinning wat hy aan die kruis behaal het, en elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus die Christus is, die Seun van God. Amen. My vraag aan u vanmôre is, hoe lyk jou oorwinningslied? Hoe klink jou Hosanna aan die koning van hierdie dag? Is dit waarlik 'n lied wat sê,
en weer klink van oorwinning. Weer klink die oorwinningsklanke in jou lewe vandag. Wanneer jy sê, Hosanna aan die Koning. U het my gehoor toe ek gebid het. U het my gered toe ek uitgeroep het. Ek wil 'n loflied sing saam met 'n skare vanmôre. Hosanna aan die Koning, maar my Hosanna is vol oorwinning in hierdie dag. My Hosanna is vol nederigheid, my Hosanna is vol verklaring dat U die Koning van die konings is en dat U die Koning van my lewe is en dat U in beheer is. Hierdie dag is nie sommer maar net vir my 'n geskiedkundige dag nie. Hierdie dag is 'n belangrike dag waarin U in hierdie wêreld verklaar is as die Koning. En ek wil U Hosanna's toesing as die oorwinnende Koning. As U dit saam met my wil doen, wil U net opstaan en 'n hand opsteek en 'n lofsang na die Here toe ophef in hierdie oggend. Ja, dis al wat U uitkry in hierdie oggend. Hosanna aan die Koning, Hosanna aan die Koning. Halleluja, halleluja. Van vra om so lang na vore te kom vir ons 'n lied te sing, maar kom ons bring net so 'n bietjie lof, kom ons bring net so 'n bietjie ons Hosanna's aan die Koning. Halleluja, dankie Here, niks in hierdie lewe kan ons skei van U liefde nie, want U het nie nodig gehad om toestemming te vra om daardie liefde te bewys. U het dit eenvoudig ontdoen onder die krag van God en het daardie liefde vir ons gebring en ons kan vanmôre staan en uitroep, Hosanna aan die Koning. Hosanna, Here, ons Hosanna's is vanmôre oorwinnings Hosanna's. Dis 'n oorwinningslied waarmee ons die naam groot maak en verheerlik. Halleluja. Halleluja. Thank you.
vir die afkondigings voorhou. Vrydagoggend ons kruisigingdiens om 9 uur die oggenddiens, asseblief daarom denk dat ons 'n halfuur vroeër is as gewoonlik Vrydagoggend en ons gaan heel waarskynlik weer 3 gemeentes saam wees aan Sondag, ons opstandingsdiens om 9:30 weer gewone tyd en daar is 'n moontlikheid dat ons by die geleentheid 2 gemeentes gaan saam wees en dan wil ek ook net vir u noem dat daar vir Paasnaweek nie 'n aanddiens gaan wees nie. Dan is daar 'n oefenprogram deur die damesraad, nou direk na diens, so jy kan weer van saal toe en vir u so ietsie lekker soets gaan kry daar, die koffiestasie is oop, jy kan sommer ietsie lekker koffie drink en so 'n bietjie kuier met saam met die broers en susters. Ek wil ook sommer net, ek het aan die begin kyk vir Mel, hoe dat daar terwyl ons sê, wie weet jy terug aan papie verloor, lang hier by ons in die gemeente, maar ons dink aan jou, ons bid vir jou versterkte en krag en dan is dit tyd om totsiens te sê. Nie 'n lekker tyd, maar ek gaan nie vir die totsiens sê. Maar ek wil vir die Abigail vra net vir 'n oomblik hier voor dat ons staan. Vir wat daar sê vir ons gemeente. Dat hulle trek Dolstroom toe en die saam met die betrekking aanvaar daar en ek wil vir hulle vanoggend sê dat julle gemeente stig daar en die boek is oop dat my sê. Nee, dit is nie baie lekker om vanmorgen totsiens te sê aan mense soos Edie en Abigail nie. So dankbaar hulle nog deel van die gesin wat hier by ons bly en wat ons van gebruik en wat aangaan hier saam met ons, maar ons moet vanmorgen vir hulle totsiens sê en verhuis in hierdie week al Dolstroom toe, maar hulle dan werksaam gaan wees. Soveel het julle vir ons beteken en soveel het julle gedoen, soveel ingesit, julle teenwoordigheid was kosbaar, maar ek wil my dit sê, julle liefde, en die liefde waarmee julle julle dienswerk gedoen het, was meer kosbaar in hierdie gemeente. Dit wat julle kon doen, hoe julle ingeklim het, en net eenvoudig betrokke geraak het, en dinge kon doen en dinge verander en ons sê wat is swaar maar ons wil julle stuur met die seën van die Here. En die Here het hier op die verhoog sommer net nuwe lewe gebring wat ek sê. En die het op die kerkraad ingekom en sy insette daar was besonder met die damesraad gelei het vir die laaste ruk. En dit wat hulle bereik het onder haar leiding, nog altyd onder almal se leiding wat die damesraad gelei het, is daar hoogtes geleid. En daar die hoogtes is net eenvoudig verder geneem en steeds bereik. En ons moet vanmorgen met vir die totsiens. Ek het nie meer woorde. Ek weet nie of een van julle iets wil sê, of julle woorde nie. Oopgemaak het as ek vir ons 'n getuienis moet gee van hoe alles plaasgevind het, dan kan ek net vir julle sê binne 2 weke die Here alles oopgemaak, die Here oopgesluit wat is net ongelooflik, is net die hand van die Here. Maar dieselfde asem sê ons ook met 'n swaar hart totsiens aan die gemeente, maar dis nie die laaste keer wat jy sal sien. Daarom gee ons die Here die lof en die eer en ek sê vir julle baie dankie.
Ek wil dankie sê vir al die ondersteuning wat ek gekry het. Julle ondersteuning was vir my onskatbaar. En ek wil net sê vir hierdie gemeente. Hierdie gemeente het 'n baie spesiale plek in my hart en in ons harte. En ek bid die seën van die Here oor hierdie kerk, oor hierdie gemeente, en elkeen wat in daardie deure inkom, dat hulle so diepte in hierdie kerk sal ervaar en die gees van die Here hier sal ervaar soos nog nooit van tevore. Ek spreek herlewing op hierdie kerk uit en ek bid dat ons weer kon kuier dat hierdie banke vol is. En ons loof en ons prys die Here dat ons hier deel van hierdie gemeente kon wees. Ek wil ook baie dankie sê pastoor en afkeer wat pastoor so 'n Vrydag aand hierdie liedjies vir ons opgesit het en preek en die moeite wat pastoor ingesit het. En dan wil ek ook baie dankie sê vir die mense in hierdie banke wat so getrou is in hierdie kerk, wat elke Sondag kom met 'n liefde en 'n wil om die Here te dien. En vir die mense wat so naby aan my hart ingekry het, ek gaan julle baie mis. En dan die musiekspan, julle was so geduldig en so met oop arms my aanvaar het. En ek sê maar net baie dankie vir hierdie gemeente. Baie dankie. Ek gaan vra dat ons visievoorsitter Pieter saam met my net kommando oplê en sommer net van die damesraadslede wat hier is. Ek wil net saam met ons kommando oplê hier by Betty. Ja, jy kan ons sommer kom saam met. Nee, kan ook. Ek moet nog vir Johannes en Lenay vra om die onder te kom staan. En dra ons sommer die hele gesin. Julle mag nie saam trek nie, julle saam bid, maar julle mag nie saam trek nie. Julle moet hier bly. Ons by ons hoofde dan met ons saam. Hemelse Vader, ons kom na U toe in hierdie oomblik. Here, daar in menslikheid is daar 'n tikkie hartseer in ons. Here, ons is so 'n pragtige gesin wat vir ons so kosbaar geword het, vir wie ons so lief geword het, vir wie ons vanmôre moet totsiens sê. Maar ons is dankbaar dat ons totsiens is nie vir ewig nie. Ons is dankbaar, Here, dat U vir hulle 'n deur oopgemaak het, 'n nuwe weg bepaal het. En ons wil dan vanmôre kom en ons wil hulle waarlik met die seën van die Here wegstuur. En ons wil bid, Here, dat U hulle sal lei verder op hulle pad. Here, dat U vir altyd die een wees wat hulle in oog sal hou, hulle voorloper in alles. En dat U hulle sal neem op hoogtes wat hulle nog nie geken het, Here. Dat U hulle sal gebruik daar waar hulle beweeg, Here. Dat U hulle die krag en die vermoë sal gee om die werk te doen wat hulle moet gaan doen. En dat daar spoedig opgesien gaan word na hulle vir die gesindheid wat hulle openbaar en die liefde wat hulle uitleef en wat hulle uitdra. En ons wil bid en vra, Here, dat U ook op geestelike gebied vir hulle sal voorsien. Dat U hulle daar sal gebruik, dat U vir hulle daar iewers 'n plek sal gee waar hulle kan inskakel, waar hulle geestelike versorging sal vind, Here, en dat hulle net sterker en sterker sal groei in U. Ons bid vir hulle kinders wat hier moet bly, Here, dat U vir hulle ook die krag sal gee om deur dit alles te werk. En ons wil vanmôre as 'n gemeente kom en ons wil terwyl ons hande op hulle lê, net kom vra, Here, seën hulle. Ons seën hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En mag hulle pad vorentoe 'n pad uit sal wees wat hulle sal uitroep, Hosanna. Hosanna, ons is in oorwinning, omdat Jesus voor ons uitgaan. Amen. Amen. Baie dankie. Die Here was gesond.
bepaalde tyd omdat ons nie weet wanneer ons terugkom nie. Maar as alles na ons plan verloop, dan sien ons hier so aan die begin van Mei maand. Ek bid vir u en u bid vir ons, dat die Here ons werksaamhede ook daar sal seën, dat die Here met ons sal bly, dat ons net geanker sal wees. Eddie, Betty, Abby, mag die Here vir julle deurdra. As ek een ding mag sê van hierdie Oliesesse, van hierdie gesin, die een ding wat my weer hulle baie bemoedig het, is om te beleef dat in hierdie tyd, 2026, 2025, 2024, wat hulle weer ken, dat daar nog gesinne is, waar die pa die hoof van die huis is en die priester is, waar die ma banknie is, en waar ouers skaamteloos hulle liefde vir hulle kinders bewys, en hulle kinders skaamteloos, hulle trots, en hulle liefde vir hulle ouers bekend maak. So mag die Here julle ryklik seën, en al preek julle nie, net dit wat julle uitleef, raak gesien, en dit inspireer ons, en ons kan ook gesinne wees, wat 'n lig skyn in 'n donker wêreld. Ek wil graag afsluit met gebed, omdat u my stem eers oor 'n paar weke weer hoor. Kom ons sluit die oë. Ag Here, dit is net 'n voorreg om te weet, u is in beheer. Dit is net 'n voorreg om te besef dat u die algenoegsame God is. Here, dit is 'n vrede in ons gemoed om te weet dat u met ons is en met ons bly tot aan die volëinding van hierdie lewe. Here, dankie dat ons in die hand is en dat niks ons uit die hand kan ruk nie. Dankie Here dat u liefde ons dra. Dankie Here vir u belofte wat sê, niks kan ons skei van die liefde van Jesus nie. Niks. Absoluut niks. Here, hou ons naby aan mekaar en in die besonder naby aan u. Here, terwyl dit moeilike aardse tye is, hou ons getrou. Here, hou ons onwrikbaar. Heilige Gees, werk in ons, sodat ons altyd wil werk volgens u welbehaag. Here, mag ek u bloed pleit oor elkeen van ons en ons hartsmense, ons geliefdes, hulle wat nie vanmôre saam met ons is nie. Mag ek u dankie sê, Here, dat u engele bevel gee om ons te bewaar, om al ons weer, dat u die laar wat rondom ons is, gebruik tot ons beskerming. Ons eer u vir ewige arms onder ons en vir u oog op ons. Dankie dat ons kan oorgee, kan stil wees en kan vertrou en kan weet, u is by ons. Here, seën elke broer, elke suster, seën elkeen wat in moeilike omstandighede is. Dankie vir ons gebedsspan wat so getrou bid vir almal wat dit nodig het. Raak aan, Here, red, genees en vul met die Gees in die naam van Jesus. Verdaag ons nou die liefde, Here, totdat dit u behaag om ons weer saam te sien.